krankstelsel. Die liewe krankstelsel kom nie so lekker deur soos ja, hy werk goed in sekere opsigte, maar by die monitor sukkel ons nog so 'n bietjie, so ons is besig om dit reg te kry. Kom as ek wil net sê welkom vanoggend eers. Welkom hier by die Pinksterkerk van God in Suid-Afrika. Mag die Here julle seën. Mag hierdie 'n spesiale dag vir julle wees. Mag dit 'n dag van herlewing wees. Mag dit 'n dag wees wat die Here julle aanmoedig om meer toegewy aan hom te wees en in oorwinning te leef. Kom ons sluit ons oë. Ons hemelse Vader, hoe wonderlik en bevoorreg is dit vir ons om in die troonkamer van die almagtige God in te gaan. Here, die ingang is deur die bloed en die liggaam van Christus. 'n Prys wat niemand anders kon betaal nie. 'n Prys wat so kosbaar is en so wonderlik en so volkome is vir my God, dat ons vrygekoop is, dat ons met vrymoedigheid kan kom om genade en goeie tierenheid te aanvaar. Van dag tot dag, Here, draai U ons. Van dag tot dag, Here, voorsien U ons. Ons kyk weer vandag na U woord weer en soos ons U woord bestudeer, sê ons dankie, Here, dat U ons God is. Dankie dat U die enigste ware, lewendige God is, die God is van skepper van hemel en aarde, die God wat soewerein is, wat staan en niemand laat hom voorskryf nie, die God wat so almagtig is dat niks buite U vermoë is nie, al weet en Here dat niks nie weggesteek kan word nie. Here, hoe dankbaar is ons nie vermoë nie. Ons kom vanmôre met 'n nederige hart en so sê, Here, ons wil ons lewens neerlê voor U altaar vandag. Ons wil sê, Here, hier is ons, neem ons en verander ons. Hier is ons, Here, rus ons toe, sodat ons kan uitgaan en disippels kan maak van alle nasies, tong en taal, Here. Here, ons is so dankbaar dat ons U naam elke keer kan aanroep en elke keer wat oor ons lippe kom, is daar krag wat vrygestel word, Here, sodat ons in oorwinning kan lewe. En nie net in oorwinning kan lewe nie, maar dat ons ook 'n verandering kan bring in ons omstandighede in die wêreld rondom ons. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Tasting 1, 2. Tasting 1, 2. You feel? Sitting keyboard is a monitor. Tasting. Can you know what? Hallelujah. Have you been to Jesus? Amen. For the cleansing power? Have you been washed in the blood of the Lamb? If not, don't leave this place. Kom dat jy, as jy was jy al by Jesus gewees, as jy gewas in die bloed van die Lam, as jy 'n kind van die Here, as jy nie is nie, lees die tyd, kom dat ons saam met jou bid, dat jy die Here jou koning kan maak, dat hy die lewende koning in jou lewe kan wees. Amen. Have you been to Jesus? I
hê met die Here. Maar jy weet, daar's 'n geleentheid wat ons het soos hierdie, wanneer ons hom aanbid, dan sê ons, kom ons loof die Here. Come bless the Lord. Kom ons loof hom. Ons gaan dit in Engels sing, come bless the Lord. Ons gaan die eerste keer sing, all you children of the Lord. As ons dan weer sing, ons sing the servants of the Lord, en dan sing ons weer kinders van die Here. Amen. Kom ons sing. En ek wil hê, moenie bang wees om hande te klap nie, moenie bang wees om hard te sing, die jubel juig nie. Julle dames moet daai mic bietjie nader na die mond te bring, dat ons julle stem op kan hoor. Halleluja! Kom ons sing, come bless the Lord.
maak jouself gereed môre. Laat jou siel sing. Laat dit uit jou binneste uitkom. Men word moet net nie vasmaak nie, maar nie jou gedagtes op 'n ander plek nie. Kom ons sing, let sings my soul. How great thou
van liefde wat oor ons skyn. U skyn oor ons en U red ons, Here. U skyn oor ons en U beskerm ons. U skyn oor ons, Here, en U voorsien vir ons. My God, U is ons alles. Sonder U is ons niks nie, my God. Daar is 'n dag wat ons besef vandag, Here, om te sê, Here, ons is afhanklik. U is ons, Here, neem ons lewens. Neem ons lewens en verander ons, Here. Here, maak ons lewens waardevol. Nie vir onsself nie, Here, maar vir die doel van God. Here, sodat ons lewens kan uitlewe, wat die lewens van ander mense aanraak, wat tot bekering kan kom in die goedheid en die guns van God. My God, daar is so baie dinge wat ons nie kan doen, maar die mees belangrikste van alles, wat ons graag sing, saam met die vlam en die engele, Here, wat ons sing, heilig, en heilig, is daar is nie 'n oomblik wat ons nie besef hoe onvolkome ons sonde is, hoe noodsaaklik ons die Heilige Gees het. Here, dat ons nie ons eie kan staan maak en nodig het, maar dat ons in alles afhanklik is. Ons kan nie die Jesus wil ek van die ballet, ons kan nie die wol stel, ons kan nie die Heer van die leer staan, die koning van die konings. Daar is so baie naam in die lewende seun van God. U is die fondasie van die kerk. U is die hoeksteen. My God, U is die hoop van die liggaam. Ons kan die naam aanneem, aanhoudend beheer. Ons kan oorborrel van al die name wat ons nie kan gee. Want dit is hoe machtig is. Dit is hoe kostbaar is ons leven. Dit is hoe noodzakelijk op ons is om te rollen. Daarom kom ons op oor. En ons wil weer een keer sing, my siel roep uit na die Here. Here, my siel roep uit na oor. Hy sê, Here, raak my aan. Here, maak my, vorm my, Here. Here, maak die beeld wat hier my begin en volkoor van my God. Verander my, draai dit wat nodig is om te draai, snij wat nodig is om my te kom, Here. Here, U is die pottebakker en ek is die klein voer. Ek kom vanmorgen, Here, en ek sê, skep my. Here, skep my in die instrument wat U wil gebruik, Here. Here, daar die maak wat U wil heen en om mense te doen. Dat ek wees in die handen
Hoe wonderlik is U, hoe liefdevol is U, hoe genadig en goedtierend is U vir ons. Hoe wonderlik is U gesindheid teenoor ons, U vergewensgesindheid, Here. Dat U altyd bereidwillig is, as ons U sê dat U ons nooit is, nooit weg. Ons dankie daarvoor vir U, Jesus. En hulle wat soms sê, Amen. Here seën U, mag U se plek inneem. Halleluja. Weet ek dat U sê die teenwoordigheid van die Here gevoel, die aanraking gevoel. En as U vermoorde reg was, glo dat die Here U toegerus word vir groot werke. En ons die vraag wat ek vandag vir U gaan vra, ons gaan 'n bietjie praat, ons gaan nie dadelik daaroor praat, ons is miskien volgende week daarby uitkom, is die dinge wat gaan gebeur voor die groot verdrukking. Maar wat is die dinge wat ons gaan sien, wat gaan gebeur voor die groot verdrukking, sodat ek kan seker maak ek is reg. Wil jy nie graag seker wees jy is reg? Jy weet, as iemand na jy toe kom en hy gee die kaartjie en hy sê, hier is 'n vliegtuigkaartjie, jy kan vlieg na Disneyland, Disney World in Amerika. As jy daar by die lughawe instap, dan wil jy nog ten minste hê, daai kaartjie moet die regte ding wees. Jy moet seker wees. Hy kan ons so skrikkelik wees, ons sal eers bel en hoor dat so kaartjie bestaan en so vlug daar is. Maar vandag wil ek jou sê, daar is 'n vlug wat ons gaan meemaak. En die kaartjie is klaar betaal. En die kaartjie is daar, maar jy moet reg wees. Jy kan nie laat kom vir die vlug nie. Jy kan nie onvoorbereid wees vir die vlug nie. Want daar sekere vereistes. En hierdie ding is daar verbood. Ons is besig met Openbaring, en ons lees in hoofstuk 4 van vers 2 tot 11 vandag, maar ons gaan ook verder, dat ek net terug weer terug in Openbaring, en Openbaring 1 het ons gesien, waar Johannes vir Christus gesien het, toe hy teruggekom het in sy heerlikheid. Dis die dinge wat hy gesien het, en dan kyk ons in Openbaring 2 en 3, en ons sien die dinge wat was, en dan word die dinge wat daar gewees het, wat werkelijk bestaan het, en dan kyk ons in Openbaring 4 vers 1, sien ons ook deur, en ons sien die ouderlinges in die hemel, en ons weet, die wegraping in plaas geval. Want hulle kan nie die hemel wees sonder die wegraping. En as er 'n paar dinge het ons daar geopenbaar vir julle wat ons gekyk het na, waar hy byvoorbeeld sê, hy sê ons gaan aan die bruilof fees toe van die bruid en die bruidegom en die bruid. Hy sê daar's gaste genooi en ek sê vir julle die gaste is die ou gelowiges van die Ou Testament wat uitgenooi word om daar te wees. Hulle wat geglo het dat Jesus kom. Maar die bruid is die liggaam van Christus wat in die Nuwe Testament begin het. Noemlik toe die species vir sy gebruik het. En ons is daar. Ons is voorbereid en ek wil jy moet voorbereid wees. Kom ons lees saam. Ek het wil sê, die smeerel tot die ding is in Openbaring 1 vers 19. 1 vers 19 sê ons kyk meer hierdie dinge wat jy gesien het. Ons het klaar gesê, het gesien hoofstuk 1 die Jesus. Die dinge wat is, ons het gesien in hoofstuk 2 en 3. Die dinge wat is, die kerke wat op daai stadium staan het. Dit praat ook oor die heilige kondisie van die kerk vandag. En dan wil ons kan ook sien, die kondisie van die kerk vandag is in die afvallige posisie, waar ons materialistische dinge aanhang, waar die mense eie reg wil hê, waar die mense dinge op my eie manier wil doen. Ek bied God my manier, op my wil, dis soos ek het sien, dis soos ek het betaal. Dit is gewoon die tekens wat jy sê, pas op, en ons moet waaksaam wees. En jy moet reg wees. En ek het u gesê, die finale deel van Openbaring is dit wat kom. Dit wat kom begin in Openbaring hoofstuk 4 en het gaan tot by Openbaring hoofstuk 22, die dinge wat kom. Hoekom is daar niks na Openbaring nie? Want dis waar die ewige lewe begin. Daar is nie meer 'n einde nie. Daar is nie niks nodig om niks meer te skryf nie, want hulle wat saam met God moet wees, sal met God wees, en hulle wat gaan brand. Dis klaar, dis voorbij, daar is geen omkeer nie, daar is geen terugdraai nie,
daar is geen verandering daarna nie. Daarna is dit net 'n volkome lewe, waar die lewende water sal vloei van die troon van God af. Waar die lewende water langs die rivier van lewende water sal daar bome wees wat vrugte dra. By elke dag, vir elke maand nuwe vrugte hê. En so sal hierdie blare gebruik, dat as jy jou liggaam 'n krapie of 'n wond opdoen, dan gaan die blare daarop sit en dit gaan genesing bring. En hoe wonderlik gaan dit nie wees nie. Met ander woorde, daar gaan nie meer hartseer wees nie. Daar gaan nie verdriet wees nie. Jy gaan nie meer jy moet dan weer gaan werk. Nee, dit gaan vir jou plesier wees. Jy gaan nie net stil sit nie. Ons gaan nog steeds aangaan met die lewe, sê die Here. Baie mense sê daar strate van goud in die hemel, dit is nie waar nie. Die strate van goud is in die Nuwe Jerusalem. En die Nuwe Jerusalem is die strate van goud wat terug is op die aarde. En dan met ander woorde, as ons nou hemel toe gaan, sê die skrif ons, en ons gaan kyk later in Openbaring, wat hy vir ons wys, hy sal sê, voor die troon van God, het 'n see van mense gestaan. 'n See beteken 'n magdom, wat jy nie kan tel nie. 'n Magdom wat magtig is. Hy het ook gepraat van die 12, jy weet, die 24 ouderlinge wat daar was, dan praat hy ook van die 12 hoofde van die stamme van Israel. Hy praat ook van die 144 Jode wat gered gaan word, wat virgin Jews is, wat die evangelie gaan verkondig, wat magtig gaan wees, wat die evangelie gaan verkondig. In die ander woorde, wat die Jode en die ander gelowiges die verdrukking tot redding gaan bring. Maar ons gaan nie wees. Ek het die skrifte gewys waar die Here gesê het, dat die woede van God sal op sy kinders uitgestort word. Hy sê, ons sal nie weer die swaard kry gaan nie. Ons sal nie weer die verdrukking gaan nie. Die skrifte is baie duidelik. Jy hoef nie iemand te kry om jou interpreteer nie. Lees wat het sê. En vat het van die woord van die Here soos het is. Openbaring 4 vanaf vers 2. En dadelik was hy in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel. En een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos smaragd. En rondom die troon was daar 24 trone. En op die trone het 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere. Hulle het goue kroon op hulle hoofde gehad. Met ander woorde, die goue kroon sê hulle regeer. Die wit klere sê hulle is reinig. Hierdie ouderlinge wat op die aarde was van die kerk, is nie meer op die aarde in die weggrawing het plaasgevind. Hulle is daar. Hy sê, en daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan. Hy sê, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebracht. Ons sien nommer 7 hier. Ek gaan vanmôre basis net meer deel oor die nommers in die Bybel. So ons gaan volgende week die ding verder afhandel, maar vandag gaan ons moet kyk na nommers, want veral in Openbarings is nommers baie belangrik. Ons sien in Openbaring gaan ons dit sien. Hy sê voor die troon was daar die see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens. Ons sien kyk weer keer die syfer 4 hier, en elke nommer beteken vir God iets. Hy sê 4 lewende wesens vol oë, van voor en van agter. Hy sê in vers 7, en die eerste lewende wesens was soos 'n leeu, en die tweede lewende wesen was soos 'n kalf, en die derde lewende wesen die gesig van die mens, en die vierde lewende wesen was soos die adem wat vlieg. Ons sien nie soos hier kyk na die 4 lewende wesens. Dan kyk ons terug na die tabernakel van die Ou Testament. En as ons die voorhangsel van die tabernakel sien, dan sien ons ook hierdie 4 gesigte. As ons kyk na die profesie van Jeremia en Jesaja, dan sien ons in die profesie van Jeremia en Jesaja, praat hy ook van die 4 gesigte. En ons gaan net 'n bietjie later gaan ons kyk, wat is hierdie 4 gesigte? Hy sê die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 plekke gehad. En hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat is en wat sal kom. Hierdie dinge wat hy hiervan praat, noem hulle serafs, hulle noem hulle serafs. Dit is eintlik 4 vlammende, dis engele wat
vierend aan die vlamme kom uit hulle uit. In ander woorde, hulle is vlammende, lewende wesens, maar ons gaan kyk daarna net. Hulle is vlammende, lewende wesens, en hulle is so heilig dat die brandende lewe van God skyn uit. En wat sing hulle? Heilig, heilig, heilig is God. Dan moet jy weet hoe heilig is God. As hulle wat heilig is, deur God heilig gemaak is, so heilig, 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 en hulle is perfect heilig gemaak deur God. Hoe heilig is ons God? Nou gaan in vers 9, hy sê, na elke keer as die lewende wesen heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat vir alle ewigheid lewe, dan gaan hy verder. Hy sê, val die 24 ouderlinge neer vir hom wat op die troon sit en dan bid hom wat tot in ewigheid lewe en werklik krone voor hom troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en al die krag wat U en alles geskaap het, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskaap. Vanmôre gesien, toe die Jankopie die so op wat meer gaan te besef het, is ons nie tydlik te hoogmoedig om op ons lewe te gaan. Hy toe jy mee gaan, vraag vir myself, is ons nie tydlik te trots om dit nog te doen, bekommerd oor die vlekke op ons klere, maar dit maak nie saak, want hierdie ding is daar, hulle is daar. Ek het julle net ook gesê dat hierdie boek is verdeel, basies in 'n paar dinge, en ons gaan nie heeltemal te werk het, maar as ons kyk in Openbaring 1 tot 5, gaan ons baie nommers sien. En dit is die rede hoekom ek vanmôre vir julle wil 'n verduideliking gee van wat is die nommers. Wat beteken nommers van God? Want God het jy weet, daar's 'n waarde. Die Here het waarde aan nommers. Die Here het waarde aan nommers. Hierdie boek is verdeel in 3 is 'n nommer. Dis belangrik. Daar was 'n dier voor gewees wat 4 dinge gehad, 4 beelde gehad. Hoe belangrik is hierdie nommers van God? Ons kyk na die 7 sterre, 7 engele, 7 kerke. So ons gaan vanmôre 'n bietjie indelf en kyk wat sê hierdie boek. In ander woorde, vir God is die nommers baie belangrik. God tel, God kan tel, en elke nommer het 'n waarde vir God en 'n doel vir God. En daai nommers gaan ons vanmôre kyk. Deuteronomium, en in ander woorde, ons kyk na die 1. Die 1 kom na Deuteronomium 6 vers 4 toe. Hy sê, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige God, is 'n enige God. Nou die Here, baie van die gelowige wat hierdie goed in hulle uit verband uit, want hulle sal sê, dis net God die Vader, Jesus bestaan en die Heilige Gees is die daar, Jesus is 'n mens soos ek en jy, en die Heilige Gees my werk in krag. Hierdie wat God gesê het, is een God, dat hy nie bedoel een persoon nie. Hy bedoel, het is een God vir alles wat hy nodig het. In daai tyd het hulle baie gode gehad. Hulle het die God van die see gehad, hulle het 'n God vir liefde gehad, hulle het 'n God vir sonskyn gehad, hulle het 'n God vir reën gehad. Jy weet, vir elke ding het hulle 'n ander God gehad. En hy het gesê, dit is een God, dit is 'n enige God. En dit is belangrik dat jy dit verstaan. As ons kyk na Sagaria, ons gaan na Sagaria 14 vers 9 toe, sê ons die Here sal koning wees oor die hele aarde, en die dag sal die Here een wees en sy naam een. Hy is een God. Die skrifsel sal deur een genig aangenaam gered word, nie behalwe een naam, Jesus Christus. Hoekom? Want die Seun en die Vader is een. Alhoewel hulle 2 persone is, is hulle een God. Baie duidelik en baie uitstaan uit. As ons kyk na Efesiërs 4, vers 4 tot 6, sê God, dit is een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is tot een hoop van julle oproeping. Hy gaan verder met ons, hy sê een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Hy sê een Here en een Gees, een Vader. Een God. Magtig. Almal is een. En ons gaan nie te ver gaan oor die een, want die een is die number 1 is God. Weet ek het al 'n preek gepreek, soos ek sê, God kan net nommer 1 wees, hy kan nie nommer 2 wees.
vir jou lewe wees. Ek gee nou nie vir jou liefde hê nie. Ek is baie lief vir my vrou. Maar ongelukkig is sy nommer 2. God is nommer 2. Want sonder God het ek geen waarde vir waarde. Sonder God het ek geen waarde vir waarde. Sonder God is ek gemors. My lewe was gemors. Maar met God het my lewe verander. Radikaal verander. Kom ons kyk na 2. Die skrif sê ons as ons 2 kyk, gaan ons eers gou vanaf kyk na 'n ding wat ons almal ken, deur 2, 3 getuienisse. Nou word 2 is die nommer van getuienis. 2 is die nommer wat bevestig. Nou word hy bevestig dan baie duidelik. As ons kyk na Johannes, jy weet hoe Jesus opgestaan het, 2. Ja, ek bedoel Johannes en Petrus het albei na die graf toe gegaan, 2 getuienisse. As jy gaan kyk, meeste van die plekke waar hierdie is, sê jy sien Christus opgevaar het na die hemel toe. Toe was daar 2 engele wat langs die mense gestaan het en sê, waarvoor kyk julle? 'n getuienis. 2 is altyd 'n syfer wat waarde het. 2 is altyd 'n syfer wat kragtig is. Hierdie ding praat van die waarheid, die bevestiging, 'n bevestiging van alles wat ons het. Ons kyk na die disippels, die Here het 72 disippels gekies, nie 73 disippels nie, hy het 72 disippels gekies, en het hulle hoe uitgestuur? 2-2, getuienis, weer gestuur 2-2, as ons kyk na die Bybel, Ou en Nuwe Testament, 2 verbonde, daar is 2 goedes wat getuig van die waarheid van God. As ons kyk na die wette van God, 2 tablette geskryf, daar is 2 gaan oor. Dan kom ons by nommer 3, en ek kan nie al die syfers gee nie. Ons gaan net dit wat noodsaaklik is ons openbaring. Maar dan kyk ons na nommer 3. Nommer 3 is in werklikheid God se handtekening. As God die handtekening sou gehad het, sou dit die nommer 3 gewees het. Maar dit praat van die 3 eenheid van God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dis die handtekening van God, die ware waarde van God. As ons verder gaan, as ons na Matteus 28 toe gaan sê, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, al 3. Weer is dit 3. As ons na by Jesaja kyk, dan sien ons dat by Jesaja daai stem van ons roep uit. Jy weet daai heilige brandende engele roep uit heilig, heilig, heilig. Wat? 3 maal heilig. Dis 3 is belangrik, 'n volmaakte nommer. Jy weet nie 'n volmaakte nommer nie, maar 'n goddelike nommer. Die werklike handtekening van God. Tyd is in 3 fases. Kom aan, tyd is in 3 fases. Die verlede, die Here en die toekoms. Die een kan nie sonder die ander bestaan nie. Jy kan nie 'n hede hê sonder 'n verlede. Jy kan nie 'n toekoms hê sonder die hede of die verlede. Hulle is almal so afhanklik van mekaar soos na hierdie goed. Daar's 3 dinge wat bestaan, een kan nie. As ons na grammatika kyk, dan kyk ons na die eerste, die tweede en die derde persoon. Ek, jy en ons. As ons byvoorbeeld kyk ek en my grammatika is goed nie, ek sal Afrikaans onderwyser moet vra om uit te help ons. Maar as jy na die mens kyk, dan kyk jy na die 3, jy weet die 3 aspekte van die mens. Ek praat van die eerste, die tweede en die derde persoon, en dis nog 1 persoon. Die 3 dinge van hom. As ons kyk na die woord van die mens, as ons kyk na die potensiaal van die mens, die moontlikheid van die mens, dan kyk ons na die mens, kyk ons na sy woord, dan kyk ons na sy dade, jy weet, en ons kyk na sy gedagtes. Dit begin eintlik by sy gedagtes. Dis sy gedagte, dan die woord en dan sy dade. Die Bybel sê jy hou jou gedagtes rein, reg? Dan sê jy hou jou woord. En dan sê jy moet doen wat jy sê jy doen. Dit is so belangrik. As ons hierdie goedes kyk en ons sien hoe God se evangelie vasgevang is in hierdie nommers, en dan weet ons dat God is 'n God van orde. Hy's nie 'n God wat dinge net laat gebeur nie. Ons kan kyk na die jy weet, ons kyk na materialistiese dinge. As ons na materialistiese dinge kyk ons na minerale, ons kyk na plante en diere. As ons kyk na die atoom, die kleinste dingetjie wat bestaan in die heelal, die atoom, die kleinste ding, hy het 'n proton, 'n neutron en 'n elektron. En hy, dis julle split die groot probleem. Amen. Dan die groot drama, groot probleem. As ons kyk na die som totaal van die hele wêreld se bestaan, dan kyk ons na grond, water en lig. 3 dinge. As ons kyk na soliede ding, as hy enige soliede ding wat in 'n tel op,
hierdie ding in 'n tel op, dan het hy 'n lengte, 'n hoogte en 'n breedte. 3 dinge. God van alles vas. Dis sy handtekening om te sê, hierdie goeders is in my hand. Ek het dit geskep, ek het dit geskaap. Ek het die potensiaal daar gesit om die mens om dinge te skaap. Sy handtekening is konstant. As ons kyk na Pier, kyk ons na die 4 lewende wesens. Die 4 lewende wesens wat oor die 4 is 'n bietjie anders as die 3. Want 3 is 'n goddelike nommer, maar as ons kyk byvoorbeeld na 4, dan sien ons die 4 praat van die aarde. Weet die 4 hoeke van die aarde. Jy daai terminologie gehoor, die 4 hoeke van die aarde. Noord, oos, wes en suid. 4 direksies. As ons kyk ons na die 4 evangelies. Matthew, Mark, Luke en John. Hierdie 4 is 'n kragtige ding, maar dit is nie noodwendig net 'n goddelike ding nie, want as ons kyk na Matteus, Markus, Lukas en Johannes, het ons net daai 4 diere gesien. En as ons het die leeu gesien, ons het die os gesien, en ons het die gesig van die mens gesien, en ons het die gesig van die arend gesien. Met ander woorde, nou kyk ons na hierdie 4 evangelies, en ons sien die koning, ons sien die koning en die leeu, ons sien die koning van alle konings en die leeu, en ons kyk, as ons verder kyk, dan sien ons 'n diensknegt, weet die os is 'n diensknegt. As ons kyk na Lukas, sien ons die seun van die mens, Jesus op die aarde. As ons kyk na Johannes, dan sien ons die seun van God, die aarde, die koning van die heelal. Hoe maklik is dit nie? As hierdie woorde, as hierdie betekenis is net jou waarde, dan elke keer as jy die Bybel lees en jy maak dit op en sien. As ons kyk na die 4 elemente, dan kyk ons na grond, water, vuur en lig. 5 is God se genade. Kom aan. God se genade, as ons kyk in Levitikus, sien ons in Levitikus is daar 5 offerandes wat hulle moes bring. As ons hierdie 5 offerandes gaan bestudeer, dan sien ons dat hierdie 5 offerandes in die eerste 5 hoofstukke van Levitikus deel oor die vergifnis, hoe God vergifnis vir sy mens gee, hoe God beskerming vir sy mens gee, hoe God vir hulle verlossing bring. En elkeen van hierdie 5 offerandes is in Christus gekom. So een dag vandag is, as ons kyk na God se genade, vergifnis en God se voorsiening vir die mens, kom ons kyk na sy genade, sy vergifnis en sy voorsiening vir die mens. Toe Jesus daar geloop het op die aarde, het hy 5 visies gevat. En hy het 5000 mense gevoed. 5. Sy voorsiening. 5 sy genade, die offerandes, is wat ons nodig het om gered te word. Van my en vir jou, 5. As jy elke keer die nommer 5 in die Bybel sien in 'n kritieke plek, dan moet jy weet dat God praat van genade. Nommer 6. Die nommer van die mens. Ons is geskaap op die 6de dag. Interessant, in die Ou Testament was daar stede van wegtoevlug gewees, stede van toevlug gewees, refugee cities, stede van toevlug. Nou, as jy daar iets gedoen het, kom ons sê ek iets in 'n bekleiding betrokke, en ek sal nie op 'n ongeluk dood, dan kan hulle my nie, dan hardloop ek na hierdie stad, en ek kan hulle nie doodmaak, tot my saak aangehoor is. Nou, ek wil beskerming in die sfeer. 5. God se beskerming is daar vir ons tot ons Christus kan ontmoet. Ek dink terug van my lewe, hoeveel keer het die Here my lewe nie gered nie, tot die dag dat ek hom ontmoet het. Ek dink by mense die 5, dit is 500.555.000, 555.555, dit is al die 5 wat ek van by mekaar is. Dit is God se genade vir ons. 6 praat van die mens. Die mens is geskaap op aan die 6de dag. Daar 6 spiere van toevlug gewees. 6 is nog volmaak te word. Hy is geen kort van 7. Kom aan. Hy is nog volmaak te word. Hy is geen kort van 7. 7 is volmaak te word. Dit is waar ons kyk. As ons kyk in Openbaring 13, kyk ons na die Antichrist. 666. Antichrist. Sy
Sal vir julle 'n maklike manier gee om dit te kan onthou. Die mens is geskaap op die 6de dag, so die antichrist gaan 'n mens wees. Hy gaan God se woord omverwerp, na 66 boeke in die woord van God. So, het is makkelijk om te onthou die nommer van die antichrist. Die antichrist is iemand wat hom gaan voordoen as God, tot die ware God weer terugkom. So is jy gereed. Is jou lewe, of gaan jy weet, ons het gesê, laatst net het gesê, let behind, word jy agtergelaat. Vandag wil ek vir jou vraag, is jy seker? Is jy seker jy gaan daar wees? As ons verder gaan met die nommers, kom ons by die nommer van 7. Die nommer 7 is die volmaakte nommer. Dis die perfecte nommer. Met ander woorde, God het gerus op die 7. God het die mens geskep in 7 periodes. Of van sy ontwikkeling. Daar 7 dae in 'n week. Die perfecte tyd vir God. As ek gaan kyk na Psalm 12 vers 7 sê ek, by die woord van die Here is rein, woorde, silwer wat gelouter is, en smeltkoes in die aarde, gesuiwer 7 maal. Perfect. Daar is niks kort in die woord van God. Die moet die Engelse vers lees is vers 6, Afrikaans is vers 7. God se woord is 7 keer gereinig. Mattheus 18. Vergifnis. 70x7. Jaar van Jubilee, wat als teruggegee word vir die mens. 70. Die jaar wat die dinge moet laat oorstaan. En laat rus. 7. Alles draai na 7. As ons kyk na Daniel, kyk ons na die 70ste week van Daniel. As ons kyk in Openbaring, sien ons die 7 seels. As ons kyk in Openbaring, sien ons die 7 sterre. Ons sien die 7 kandelare, die 7 engele, die 7 kerke. Nommer 8. Nommer 8 is 'n nuwe begin. Wanneer die Bybel in nommer 8 bring, met ander woorde, as ons kyk na die Ou Testament, die veel mense in die Ou Testament was gered toe God die sonnevoet op die aarde uitgestort het. Noag, sy vrou, sy 3 seuns en hulle vrou is 8. Peter sê vir ons, baie dinge, uit ons sy woorde. Wanneer het Abraham vir Isak gesirkumsiseer op die hartsgedrag? Daar is nog baie meer, ek gaan nie allemaal vir julle gee nie. Ons gaan jy nie bederf vandag nie, ons gaan jy net voorbereid, dat as ons verder gaan met Openbaring met julle reg, as ons kyk na nommer 9, kyk ons na die volheid van God se seën. Nommer 9 kyk ons na die volheid van God se seën. Hoeveel vrugte wil die Gees gee? Die Galasiërs. 1 Korintiërs 12, hoeveel gawes van die Gees is daar? Kom ons kyk na nommer 10. Dis van menslike heerskappy en mag. As ons in Daniel sien ons die dier met 10 horings en hy praat van die 10 koninkryke op die aarde. As ons na Daniel kyk, sien ons die beeld van die Romeinse heerskappy. En ons sien die beeld van die Romeinse heerskappy, die voete 10 trone gaan. Ons kan baie teams kyk, as ons in Openbaring 17 kyk, dan sien ons die 10 horings op die dier, en die beest, wat 10 horings het. En die 10 horings stel 10 konings. As ons kyk in Openbaring 13, sien ons nog 'n dier met 10 horings, en hier is 10 heerskappye. En dan word rulership, waar mense in heerskappye kom, wat hulle oorwinning kom. As ons kyk na 12, kyk ons na die goddelike regering, goddelike orde, as ek het so kan stel. Verder ook kyk, daar was 12 aardse vaders gewees. Baie belangrik. Daar was 12 stamme van Israel gewees. Daar was 12 disciples gewees. As ons in die Nuwe Jerusalem kyk, sien ons 12 poorte met 12 engele. As ons by die 12 poorte kyk, is daar 12 name op die 12 poorte. As ons na die fondasie kyk
van die Nuwe Jerusalem, dan sien ons 12 kosbare stene, met 12 name op die stene. Daar's 12 verskillende kosbare stene, wat op daai stadium gebruik word. As ons na die muur kyk, rondom Israel, en die hoogte van hom kyk, dan sien ons 12 by 144 L. Dis nou miskien in ons terme 3 myl, ek weet, 3000 myl, maar in hulle terme is dit 144 L. Daar is so baie wat in die woord van die Here gaan. So kom ons kyk na 40, en ek gaan basies begin afsluit met 40, maar wil hy 40 praat van die wêreldse toetse en trials wat ons doen. Nie net daarvan, hy praat van goddelike ingryping. Goddelike ingryping in die bestaan van die mens. Want as ons kyk, dan sien ons dat toe God ingegryp het op die aarde, toe die aarde so vol sonde was, hoe lang het dit gereed? 40 dae, 40 nagte. Hierdie 40 deel oor met mens of mense en met Godse gebeure, en ander Godse ontwikkeling van gebeure. Ek kyk byvoorbeeld na Exodus 12 vers 18, en ons sien Moses op die berg om die wet te gaan haal, en hy sê ons in vers 18, en Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim, en Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. En hy teruggekom aan toe hy tablette gebreek, en hy moes weer teruggaan op, en hy moes weer 40 dae 40 nagte daar was. En ons sien weer, jy weet, maar die teenwoordigheid van God, hoekom het hy nie geëet nie? Hy het geen kos, geen water, geen niks gedrink nie. Hoekom het hy nie geëet nie? Maar die teenwoordigheid van God onderhou die mens. Onderhou die, toe hy afgekom het van die berg af, het hulle van hom al weggehardloop. Want sy hele gelaat het geskyn. Hy moes eintlik 'n weilig voor hom hang op sy gesig aan, sodat die mense kon nader kom en nie bang wees vir hom. Jesus, die Nuwe Testament, was waantoe na die wildernis. Hoe lang? Hoe lang was hy so op die aarde na sy opstaan? 40 dae. Ons kyk, as ons na hierdie goedes kyk, wil ek vandag sê, ons kyk na 'n baie belangrike tydperk. 70 deel, as ons na 70 kyk, 70 deel oor judgment. Die Sanhedrin van God het 70 mense gehad in die Sanhedrin. En die mense wat besluit om die oordeel wat op die veld. God het, as ons kyk, as sien ons die Here, het 70 disciples gevat om judgment te spreek oor Israel. En van hulle te sê, weet wat, as julle nie die Messias gaan aanvaar, as julle nie, gaan hoor na sy stem, as julle nie gehoorsaam gaan wees, as julle ongehoorsaam aan God gaan wees, dan die oordeel van God kom. 70. Nommer is nie net 'n nommer in die Bybel. Vandag wil ek weet, die nommer is nie net 'n nommer in die Bybel. God is 'n God van orde. God gebruik nommers uit te doel met alles. Hy kan tel. En die rede hoekom hy nommers gebruik is omdat hy alles in volmaakte orde wil. Kyk na die woord van die Here, wat die woord van die Here my sê. Hy sê, leer my dae te tel, Here, sodat ek 'n wyse hart het. Leer my wat? Dae te tel, sodat ek 'n wyse hart het. As die nommers van God belangrik is, dink jy dit is ons doel. As nommers van God waarde het, dink jy dit is ons waarde. As jy bankrekening het, jy dan kon dit kan nommers staan. Jy wil nie net 'n nul aan, want die spoor nie ons. Nommers van waarde van God. Hoeveel daal God en ek wil nie mooi luister. Hoeveel daal God vir jou op die aarde gesê. Hoeveel daal wat op jou is goed in gemaakt. Dat leer jy dan. En andere,
Werk jy en wat doen jy met dit? Kan jy nou? Bereken jy wat is die waarde van elke van die dag? Weet jy my daar kyk na 1987 en die dokter sê as ek nie baie stress stap nie en ek kan as nie man as ek baie stress stap gaan ek nie wees nie. En God oor my lewe is ek waarde. En tel die daad terug van 1987 en ek waar ek vandag staan. 49 jaar oud. Nie 3 maanden, 49 jaar. Tel die daad en besef, God het my gegeen. Wat maak ek met die dag? Wat maak ek met die dag? Wat maak ek met die dag? Ek kom. Wat maak ek met die dag? Wat van die mense? Wat die liefde? Wat van die vijand? Want God sê so dis belangrijk liefde. Wat van jou vijand? Ons kan nie so opkom. Of nummer 1 en 2. Ons kan nie so opkom. Die mense het altyd met my gesê, kom dan na my toe, so ek geef nie te veel te probleem, met die ene moet wat ek wel sê, maar God nie sê die hele. Mense kan nie lewe, dit wat jy hang af van jou, die kostbaar is die mens, die kostbaar is God, hoe die mens aan lewe. Amen. Ons wil graag hê, en graag hê die voorbereiding konferensie kom, koste vir volwassenes om vir kind, tussen 12 en 7 is die helfte, dat het 7 vir babiekies gesit. Dit ons 7 is vernieuwd. Ons wil graag hier betrok hê, ons het ook al en die kloos van die woord die mevrouw wat kan het doen. En ons na net te kom vir wat ons doen, tot wat iets is op andere is een maand van jou. As baie dinge wat gedoen moet word, baie dinge wat afgedoen. Maar ek wil even voor die conferentie doen, as jy behoefte het, nie wacht door die conferentie, te baie dinge opzetten, jy het nie nodig. Baie belangrijk, dat we die goed is besef. Ons bid hier is dinsdag aan, ons mislik. Ons wil graag saam met ons dinsdag aan is gaan kort boodskap wees, so jy gaan met die uitmis, as jy nie is. Ons gaan brood van die Heer aan die deel is so vir die. Ons gaan kort boodskap wees, en dan gaan ons allemaal krachtig saam met. En die Heer moet een verandering bring in ons gemeenskap als lewe. So ek moedig jy aan, dinsdag aan is 6:30, om dit saam te doen. Om dit saam te doen. Kom die Heer wil jou gebruik. Die Heer gaan iets in jou doen. Hy gaan iets deur jou doen verander. So dat jou nie meer doen. Ek wil nie, jy moet een instelling word op God's hand. Dat God weer jou kan doen. Na aanhans. Amen. Kom ons by ons hoofd. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir woorde, Here, dat ons gehoor het hoe belangrik is nommers vir Here, dat ons daai nommers in ag sal neem, as jy met ons werk, Here. Kyk ons na die nommers, Here, en ons sien die dinge, en ek terug aan die tyd toe, en my visies gegeen, Here, en ek betek die self is die 2 keer op die keer gegeen.
wakker om te raadsaam maak dat ons lewens dag van dag en daar sal tel en sal kan wetenskap gee van wat ons met elke dag gedoen het. So dat ons voor die troon kan staan en beskaamd hoef te wees. Dat ons nie die woord sal gaan weggeken nie, maar dat ons die woord sal oorkom en die getrouwe dienst en ook geniet dit wat ek vir voorbeeld. Vraag Here dat die elke behoefte van ons sal voorsien in die gemeente. Elke persoon wat hier so sit, Here, wat gekom het met 'n versoek na U te vra, Here, dat U daar versoek wil toestaan. Dat U van 'n deel